baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak. 1 Timoteus 6:9, hoor net wat staan daar. Maar die wat ryk wil word, val in versoeking. Hulle loop hulle vas in die stryk van baie sinlose en skadelike begeertes, waardeur mense in verderf en ondergang gestort word. Nie almal vang vis nie, maar ek dink die meeste van ons ken ten minste die beginsels. Jy het mos nou 'n hoek, en jy het 'n vislyn, en dan het jy partykeer 'n visstok en 'n katrol, of ons as kinders het sommer met 'n handlyn gevang. Maar jy weet, aan daai hoek moet jy sekere aas sit. En hoe beter jy daardie aas voorberei, hoe groter is jou kans om 'n vis te vang. En ons weet sekere visse byt aan sekere tipes aas mos. Nou, ons weet dit, jy gaan nou nie met 'n mieliebom en mielies voor aan jou hoek in die see probeer vis vang nie. Dit gaan waarskynlik net nie werk nie. En net so min gaan jy met chokka of pilchards wie in vaartwater vang. Nee, jy moet jou aas aanpas vir dit wat jy wil vang, vir die tipe vis wat jy wil vang. Nou met daai beeld gaan ons bietjie gesels oor versoekings. Want versoekings werk eintlik baie dieselfde. Ons weet vanuit Jakobus 1 dat dit nie God is wat versoek nie. God versoek nooit nie. Maar ons weet ook vanuit die geskiedenis van Jesus en Satan, dat Satan versoek. Satan wat Jesus versoek het, is ook die een wat versoekings oor ons pad bring. Maar die interessantheid is Satan kyk, watter aas moet hy aan jou hoek sit om jou te vang. So met ander woorde, Satan gaan die versoekings wat vir jou aanloklik lyk, of mooi lyk, of met jou hart praat, hy gaan daai versoekings, gaan hy aan sy hoek sit, en hy gaan dit vir jou ingooi, as ek so kan sê, met die hoop dat jy aan hierdie aas gaan byt. So elke mens het verskillende tipes versoekings. En hier in 1 Timoteus het ons gelees van rykdom. Party mense word deur rykdom versoek. Ander gaan dit oor roem. Ander gaan weer oor prestasies. Ander gaan weer oor net 'n lekker tyd hê. Daar's verskillende tipes versoekings. Maar dis Satan wat daai aas aan jou hoek sit. Maar hier kom die geheim. Satan kan die versoeking uitgooi, maar Satan kan nie maak dat jy aan daai hoek van hom byt nie. Hy kan nie jou dwing om daai aas wat hy vir jou uitgegooi het te vat nie. Hy kan nie. Ons sien dit in Jesus. Hy probeer sy bes, maar Jesus val nie vir sy versoekings nie. So ons moet dit vir mekaar sê. Satan gooi versoekings oor ons pad, maar dis versoekings wat baie keer vir ons as individue aanloklik is. Maar hy kan nie maak dat ek en jy val nie. Nee, dis ons eie begeertes, en dit sê die woord vir ons. Ons het dit in 1 Timoteus 6 gelees, ons lees dit in Jakobus 1. Dis ons begeertes wat maak dat ons sê, daai ding sal nou lekker wees. Ek wil graag dit hê, of dit wees. En dan val ek vir versoekings. Die vraag is, hoekom wil Satan nou juist vir ons versoek? Wat wil hy bereik? En hier kom een van die groot geheime wat ons vir mekaar moet sê. Satan stel nie belang in vloek jy of vloek jy nie, of dit of dat nie. Die groot wat Satan wil doen, ons sien dit al by Adam en Eva, wat Satan wil doen, is hy wil vir my en vir jou wegtrek van God af. Hy wil hê dat ons weggetrek word van God af, want onthou, Satan is
die Vader van die leuen. So hy wil vir jou, in plaas van God vir ons die lewe wil gee en dit in oorvloed, wil hy vir ons die dood op alle terreine hê. So hy probeer vir ons wegtrek van die lewende God af. En daarom probeer hy in die versoekings ons op 'n punt bring waar ons moet kies tussen wat ek wil teenoor wat God wil. Hy sal my nooit, of baie selde sal hy my verlei om te sê, wil jy nie vir my volg nie. Nee, hy sê net, wil jy nie jou eie wil gehoorsaam nie. So, ek en jy moet weet, Satan gooi die aas uit. Gaan ons daaraan byt, of gaan ons aan God se wil gehoorsaam bly? Baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein, wat die Lewe met 'n Rede bediening help moontlik maak.